Ons gaan Gauteng toe, ons gaan Witbank toe, ons gaan besoek die armes, ons gaan besoek die verlorenes. Hartlike goeie dag, dames en here, en welkom by nog 'n lekker episode waarmee ons vir julle vertel dit waarmee ons besig is. Soos julle kan sien hier agter my is ons tans besig om 3.5 ton se meel te laai waar ons môre die 25ste Maart op 'n uitreik beweeg. Ons gaan Gauteng toe, ons gaan Witbank toe, ons gaan besoek die armes, ons gaan besoek die verlorenes, ons gaan besoek die sondaars, ons gaan besoek die dronkes, die verslaafdes, die siekes, ons gaan besoek hulle almal. En so ook deel ons lekker meel uit vir die wat minder bevoorreg is. Dit is geliefdes, ek doen 'n aanroep op elke Christen wat vir 30 jaar al in die kerk het, sommiges, nie almal nie, sommiges, om deel te raak van hierdie pap en gospel projek, Tanien Mills. God bless ons, sodat ons reeds ander mense kan bless. Dit kom uit die hand van die Here uit, so gee ons vir die wat minder bevoorreg is. En jy kan maandeliks 'n bydrae maak, jy kan maandeliks saai, jy kan deel raak, al kom help jy net 'n sakkie uitgee, al gee jy net iets 'n maand om deel te raak, ek bedel nie, want jy deel in elke siel wat uitkom, al bid jy net vir ons, jy's deel daarvan. So ek doen 'n beroep op julle, julle wat hier so kyk, kom kuier hier by ons, kom kyk wat doen ons, dan sal julle sien, ons is besig met die werk van ons Here Jesus Christus. Ons sê vir julle dankie vir elkeen wat reeds gee, elkeen wat reeds deel is. Ons sien uit na dit wat die Here in die toekoms gaan doen. Maak net seker dat jy, geliefde, is deel daarvan. Gaan op Roy Strauss se page, jy sal sien dis 'n enetjie met die blou merkie op. Sy nommer sal nou op die skerm verskyn en gaan na Tanien Mills toe. Kyk Pap en Gospel. Gaan kyk bietjie waarmee School of Fire besig is. Ons sit nie net nie, ons gaan vertel die mense van die een wat ons gered het en sy naam, sy wonderlike naam is Jesus Christus. Kyk gerus wat gebeur deur die hele van die episode. Die Here seën. Alright, so op hierdie uitreik waarop ons nou gaan, verwag ons dat ons baie meer siele by die Here kan uitkry. Ons wil fokus om meer mense by God uit te kry en die woord van die Here te kan versprei. Dit is vir ons baie belangrik om dit te doen. So mense, asseblief as julle ons sien, bid vir ons, hou ons naby in die gees asseblief. Bid vir ons vir veiligheid, want ons gaan in plekke in waar gevaar is. Wees met ons asseblief en waar ook al ons gaan, as julle kan, kom woon by ook asseblief. Dankie. My naam is Roan de Waal en ek gaan op hierdie uitreiking. So ek het 'n groot verwagtinge. Ons verwag om mense regtig in nood te bereik. Ons verwag dat die hand van die Here soos op hierdie uitreiking sal wees. Ons verwag dat die Here reeds gewerk het en dat ons 'n paar mense gaan ontmoet en definitief 'n groot verskil in hulle lewe maak. Ons het baie tyd spandeer aan die voorbereiding, so sien vreeslik uit. En ons wil regtig mense ontmoet wat gebed nodig het, wat in dilemma's sit en wat die Here nodig het. En ons wil hulle aanraak sodat hulle verhoudings kan herstel en dat hulle die Here sal aangryp. Ek verwag dat die Here my sal op plekke sit waar ek regtig waar nodig is. Dat ek sal mense kan bereik wat nie wil bereik word nie.
dat ek het al was nog gebid nou van dat ek gehoor het ek gaan op die uitreiking dat die Here my op die regte plek op die regte plek sal sit want was nou ek wil die Here se werk doen. Dis die hele doel van hoekom ek hier is. Ek wil die Here se werk doen. Hoekom loop jy met 'n matras bo jou kop? Is 'n mic. Hoekom loop jy met 'n matras bo jou kop? Wat gaan aan? Ons is besig om te pak vir die uitreik. Wat sê jy? So die Witbank uitreik. Ons gaan in Bloemfontein wees, Rodepoort, Boksburg. Wat gaan jy doen dan? Ons gaan mense bedien, ons gaan die evangelie verkondig. Ons gaan siele wen. Amen. Dis wat ons gaan doen. Wel, ek kan nie veel sê nie. Ek verwag ons gaan at least 'n paar siele wen. Ons gaan uit om vir God iets te gaan doen. Ons gaan om 'n punt te gaan bewys dat ons is Christene. Ons gaan uit om God se naam te gaan versprei. Ons is mense wat vir God werk. Ons vrees nie Satan nie. Ons gaan uit in plekke waar mense te bang is om te gaan, om die evangelie te gaan versprei. Dis waarvoor ons dit doen. Dis 'n liefde wat ons het. Ons is lief vir ons God. Dis hoekom ons dit doen. Ons is nie bang vir hierdie mense. Ons sal nie wel die moeilikste plekke gaan slaap. Maak nie saak wat nie, solank ons weet ons kan die evangelie daar buite kry. Nou ja, op hierdie uitreiking sien ek baie vooruit. Dit gaan my eerste lang uitreiking wees, so ek sien nog ons baie uit. 'n Bietjie terug na my homeland toe, Centurion. En ja, dit gaan lekker wees. Ek weet nie wat om te verwag nie, maar ek weet ons gaan dit vir God doen en solank ons vir God doen, is alles reg. Hallo mense, vandag is die 24th, ons gaan môre op 'n uitreiking. Vir my werk vandag was om die Bybels, die Jimmy Swaggart Bybels wat ons het, te kry 30 van hulle en dan die traktaatjies. Die Bybels wat ons het, gaan ons vir die mense wat nie Bybels het nie. Ons gaan dit vir hulle uitsaai sodat hulle by die Here kan kom en ook Bybel kan lees, soos ons wat nou die voorreg het om te kan lees, want hulle het dalk nou nie die voorreg nie. En dan die traktaatjies wat ons het, gaan ons ook vir die mense op strate uitdeel. Ons gaan hulle oralse waar ons gaan uitdeel en dit gaan hulle ook kan help om geestelik te groei en om ook meer van die Here af te kan weet. So ons gaan 'n bietjie op 'n uitreik na Gauteng toe, Witbank se kant toe. Ek verwag baie mense met wie ons gaan chat, die evangelie gaan verkondig. Ek verwag baie goeie dienste van Omroeie se kant af en om amazing mense te ontmoet. Ek sien regtig uit daarna. Yesie, dis 'n baie cool trailer hier. Jy weet nie vir ons sê wat maak jy nie. Ek is besig om die trailer weg te maak, wil die bewing so goed te wys vir die uitreiking môre. Nou wat dink jy, wat is die doel van die trailer? Hoekom sal hulle hom so graag wil saamvat? Hy kan nou nie eers goed dra nie. Om mense van Jesus te vertel. So die ouens doen actually moeite om 'n trailer te vat wat nie eintlik 'n job het nie, sodat mense van Jesus kan lees. Yes. Wat het jy nou als gedoen al vandag op die trailer? Ek het die molluskerms weggemaak en die bewings gegewys. So ek is nou besig met die laaste tye. Yesie, hier's 'n eyster, ons waardeer jou. Dankie.
Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Nou ja, wat gaan hier aan? Ons is by Tannie Meismals en dit is grove meel en dit is fyn meel en ons loof die Here word gepak, die blou dromme, ons skep sommer uit hulle uit en dan pak ons dit in die met roomysbakke soos die mense wat behoeftig is kom. Loof die Here dat hy vir ons goed is en laat hy omgee. So pakkie. Mense, hieruit kom 22 koppies meel. En as jy hom slappap maak vir 4 gesinne, 22 dae wat hulle kan eet, wil jy nie deel wees en per maand 'n sakkie sponsorie. Baie dankie dat jy dit doen. Kom ons loop net so deur die meele gou. Halleluja. Nou ja, ons gaan nou sommer so afstap en kyk hoe die manne gooi. Is dit nie wonderlik? Hierdie studente, eens op 'n tyd van hulle, was miskien in gutters geslaap. Van hulle het net gekom om 'n sendeling te word. Van hulle het miskien was in 'n drank situasie. Maar tog, vandag laai hulle. En elke pakkie wat hulle laai, kom in iemand se huis wat dit nodig het. 'n Kindjie wat môre nie sou kos gehad het skool toe nie. Ons het al rapports teruggekry dat mammas vir kinders die aandpap gee en dan die oorskietpap meng sy met 'n bietjie biefelgoed en skep dit in die kosblik. Almal het nie brood partykeer nie. So, dank die Here vir jy wat maandeliks gee, daarom kan ons vir die ander gee. Om hierdie lorry nou te laat hardloop Witbank toe. Ons gaan, kom ek praat 'n bietjie ras. Want die mense sal so bly wees as ek dit sê. Ons gaan in 'n wit plakkerskamp baie uitdeel en vir hulle bid. Ons gaan ook in 'n swart plakkerskamp dit doen. Hoor gou mooi, en die meel bly steeds wit. So waaroor wil julle moan? Swart, wit of bruin, almal kry meel. Ons kyk nie na kleure, ons kyk na hongerte. Kom ons loop net so af. Kom net so af. Goeiemôre, net so meneer Naidu. Meneer Naidu van Durban, hoe's dit? Goed oom. Goed oom. Hy's nou meer reg meneer Naidu nie, maar vir al die Naidu families in Suid-Afrika, ons is baie lief vir julle. Kom ons gaan so aan. Môre, meneer Bud Spencer, wat sê jy? Nee, goed oom. Ken jy vir Bud Spencer? Glad nie oom. Jy gaan Google vandag. Jy sal daarvan nou hoor. Ja, ek sal so Google oom. Ja, sê. Gaan jy op hierdie uitreiking? Ja oom. Is jy opgewonde? Verskriklik baie oom. Hoor, kom ek gou vir jou sê, môre André net in Bloemfontein en ons slaap op 'n gras. Daar's die hotel. Is jy nog opgewonde? Want dit was laas keer ook so. Okay, en oormôre aand slaap ons in Rodepoort. Dat's glad nie 'n gastehuis nie. Okay. Gelukkig saai hierdie later uit. Daar is pastore wat kom, hulle raak nou pastore. En hulle doen hulle prakties saam met ons. En ons het hulle genooi donderdag aand om saam met ons te kom werk vir 4 dae. En ek het vir die vrou vandag vertel, vir die vrou pastoor wat nou pastoor raak, van hierdie wonderlike gastehuis wat geskenk is vir ons wat ons in gaan bly, maar ons gaan op die straat slaap. Gaan ons nie opgewonde nog wees? Wat gebeur hier? Altyd 'n verrassing. Ons lei sendelinge op en ons doen uitreikings. En so by the way, daai ou wat altyd 'n eiertjie lê, hoe kry ons? Miskien moet jy 'n slaggie gastehuis koop. Dankie. Kom ons loop so aan. Rolf, gaan jy ook saam? Jy sommer gaan saam. Luister net toe jy hier kom, wragtig. Jy het nie gepraat nie, mense kan met jou niks gedoen het nie. Jy was so 'n lone ranger. Jy het my altyd laat dink aan Goofy daai wolf. Is dit hy? Ja, die Disney cartoon. Ja. Maar nou is jy so opgewek, jy speel Sondag, jy worship. Wat het in jou lewe gebeur? Ag, ek bedoel Jesus het ingetree ook en hy het oorgevat. Amen. Jesus is in 'n paar ander ouens se lewens ook daar. Ja. Want ons nou wil ek sal net stil bly tot ons klaar opgeneem het, maar hulle bly nie stil nie. Ja. So, dink jy ons moet miskien net vir Jesus gou los en hulle gaan sorg? Ja, ek dink so ja. Nee, ek maak dit 'n grap.
Kom ons loop. My Janne, wie is jy? Jou naam? Samuel Amroes. Regtig en jou ma jou gaan afgee daar by die tabernakel? Nee, hom. Ken jy daai storie? Nee, ek ken nie die storie nie. O ja, in die Bybel, ja, ek ken die storie. Nou Samuel, jy's afgegee by die tabernakel en jy was hierdie magtige profeet. Gaan jy dit wees? Ja, maar ek sal dit wees enige tyd. Ja, maar jou ma het jou nou 2 keer by die tabernakel kom afgee. So hierdie storie werk anders as die Bybel. Maar jy's 'n eyster hoor. Ja. Onthou jy die eerste keer toe jy gekom het? Ja, ek onthou dit ook. Vertel jy vir die mense. Ek het soos rond gespeel en goed, ek het nie goed ernstig, ek het niks ernstig opgevat nie, hulle. Nee, maar dag 1, die jou vinger so teen my neus druk. Druk my vinger in Amroes se gesig. Ek sê vir hom, ek is nie van jou, een van jou studente nie. Jo, en ek dink jy joke. Ek vat, toe sy nog korter so om die kop en ek loop. Die studente sê nee, in. Wat doen jy daarna toe? Daar, jy draai om en toe. Gaan skop jy wat? Toe breek ek die deur. Van die kerk? Van die TMB af, van die kerk af. Okay, ons hoef nie verder te vertel wat Amroes gedoen nie. Of moet ons ook op die TV sê wat het hy gedoen? Ja. Vertel. Kijk, maar Amroes het my 'n klap gegee. Moenie my jou vinger in my neus druk nie. En moenie die kerk se deurstukkings kop nie. Maar is ons nou vriende? Ja, ons is sharp, ons is nou beste vriende, Amroes. Sharp. My bara, ons is beste vriende. Luister, die Here is lief vir julle. Sê? Beste mieliemeel julle. Amen. Amen. Ek smaak jou, Samuel, jy gaan 'n profeet wees. Kom ons, moet ek verbyloop of wil jy iets sê? Hallo. Sê vir al die, watter dorp af kom jy? Van Bloemhof. Vra eers vir al die meisies om verskoning. Ek is sorry meisies. Bietjie harder praat. Skus meisies, vra om verskoning. Ja, wat hy eintlik voor om verskoning vra, is dat hy julle almal gevra het om mee uit te gaan te kuis en julle het almal nee gesê. Ja, ek kan dit nie glo nie, oom. Ek meen, kyk hoe lyk ek. Luister, hy sê net gou vir my, wat beteken Jesus vir jou? Vir my eintlik alles, soos eintlik ek wens ek het vroeër hom leer ken en eintlik begin bid vroeër en in daai slegte tye, as ek net daaraan gedink het om met Jesus te praat, dan sou dit dalk beter gegaan het met my. Amen, kom ons loop, praat met Jesus, dan gaan dit beter met jou. Kom ons loop so om. Wow. Nee, kom hier jy. Kom hier. Yes. Kom hier. Wat het jy nou hier gedoen? Water gedrink. Wat, hierso? Yes, hierso gedrink. Ek wil weer vir jou vra, jy is 'n evangelis. Dis korrek, ja. Jy onderskeiding van gees. Ek het ja. Okay, waar het jy nou water gedrink? Wys vir my by hierdie water. Ja. Okay. Kameraman, vat hom net so op die pyp so op. Het jy hom daarin, kameraman? Daar is hy. Okay. Wat gisteraand gebeur het in hierdie water, kom nie by die meerluit, jy moenie worry nie. Dis net vir mense hierso. Ons het gisteraand agtergekom, ons het glad nie muise nie, ons is so dankbaar. Baie uile. En toe het 'n uil gekom en daar ingeval. En hy het nou 66 dae omtrent terug daar ingeval. So dit beteken hy het 'n goeie kyk net 66 dae terug. So die deeltjies van die uil is al op. Toe jy nou water drink, het jy gevoel Meer jy al hierdie koeldrink gedrink wat die stukkies in het? stukkies daai soos lemoensap, maar daai stukkies ja, maar ek het nie daar binne geproe nie, nee. Okay, dat hy al heel gedissolf. En dan Dit was baie lekker, dit was baie lekker, ek moet sê. Jy het uilwater gedrink. Uilwater. Nie geil nie, uil. Hoe voel jy jou? Nee, ek is alright. Ek is heel alright eintlik. Ek voel goed. Ek is sterk. Ek is geesgevuld. Ek gee nie om dat daar iets is, dit gaan my nie doodmaak nie. Kom drink nog 'n bietjie. Drink nog 'n bietjie. Uilwater, die hele uil. Okay, draai toe. Hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy nou dat jy die tweede keer drink? Johannes 7 vers 37 en 38 sê die volgende, nê? Hy wat dors is, kom na my toe en ek sal vir jou lewende water gee, dat jy oorstroom. Nie uilwater, lewende. Lewende water. Verskil tussen die water en die wat Christus gee. Okay, ek wil gou iets baie ernstig hoor. Nou toe jy tweede keer drink, en wees nou eerlik, het jy bietjie souerig gevoel toe jy drink? Nee. Jy weet daar's eiland. Nee, ek het nie geweet nie. Maar nou wat jy weet daar's eiland, proe dit anders dan? Nee. Hou jy nie daarvan nie? Dis lekker.
Okay, my preek werk jy uit hê. Wat ek wel eintlik gedoen het, dat hy die tweede keer gesê het, hy sien nou lus vir drankie, derde keer nee, en dan wil ek bewys het, as iemand lekker gaan by 'n kerk, en hy's lief vir die Here, en hy dien die Here by die pastoor, en iemand in die week sê ietsie in sy oor, volgende week weer ietsie in sy oor, oormôre weer ietsie in die oor, later is daai water by daai kerkie meer lekker nie, dan gaan hy weg by daai pastoor, want hy word geïnterdoktrineer. Dis wat ek eintlik die proef wat ek hier wil gemaak het, maar met hierdie het die proef nie gewerk nie, en dit is nie eilwater nie. Nee, maar jy het my gevra het ek ondersteuning van gees, so op daardie oomblik toe dit vir my sê, toe weet ek, hier kom 'n ding, en toe weet ek. Okay, wat se ding het gekom? Daar was nie regtig hy daar binne nie. Maar ons sekerlik saam gespeel het, sodat jou preek gewerk het. Jy soos die ouens by die riots, jy bly met jou vinger in die kamera. Ja, nee, ek vra verskoning vir dit. Okay, so hoor gou mooi, my preek het nie gewerk nie, maar wat ek wil vir jou sê, moenie van jou ore asblikke maak nie. Amen, ook nie van jou lyf nie, en dien die Here voluit asseblief. Okay, ons betaal vir ligtheid, hoor, ek sê maar net, moet dit nie verniet vat nie. Jesus, like jou. Right, goeienaand almal. Ja, ons was op pad vanaf Kimberley na Bloemfontein ingedraai by Jagersfontein. En op pad het ons gevoel die lorry het so 'n vibration op die wiele. En so eentjie gery en ewe skielik bars daai tyre. Julle het geskrik. Dit was verskriklik geweest. Ons is oor die pad. Die bestuurder het die voertuig tot stilstand gebring en alles in beheer, maar sou julle sê die karre was om ons. Dis die Here se genade vanaand dat ons ongedeerd hiervan afgekom het. Verskriklike ongelukke is voorkom. En ons is regtig dankbaar vir die Here wat hy vir ons gedoen het. En intussen sukkel ons toe nou om die tyres af te kry en ja, ek dink Roy sal die res uitdoen. Dankie. Goeienaand, ek is hierso van School of Fire, op Bybelskool, ons leer sendelinge op. Bestore, alles, ons is op pad op 'n uitreiking. Maar ons het net een probleem. Die trok wat voor ons staan, se wiel het gebaars, maar die Here is so groot en so wonderbaar. Baie mense wil kom help en goeders, maar ons praat saam met Roy Strauss, die groot uitreiking ou. As hy omreis. Goeienaand. Goeienaand. Jy, maar julle het lekker klein maatjies vanaand hier. Julle is interessant. Weet julle wat? Ek wil sê, vanoggend toe trek is weg, dit is nie geld nie. Ek wil vir julle sê, ons het 'n 13 dae trip, 14 mense, 4 ton, klomp dinge. Hier is motto wat, moenie worry nie, maar jou hande is erger as die mot. Okay, hoor gou mooi. Ek wil vanaand vir jou sê, hierdie God van ons is groot. Ek kom voor, is van hierdie mense wat 3-4 maande laas in 'n dorp was, saam op die uitreiking. Ek kom voor Kimberley, ek sê, Here, as ons net 'n koffietjie kan koop, maar dit gaan R980 uitwerk vir 14 mense, wat toe 600 iets uitgewerk het. Okay, weet jy wat? Toe ek dit bid, toe sien ek op my foon kom in, en die mense sê, ons kan gaan koffie drink. Nou ons staan teen hierdie pad, met 'n tyre probleem. In 7 minute wat ek dit op Facebook geplaas het 13 mense wat skiel sit in Bloemfontein gevra om te kom help. En een persoon, die president van die Republikeinse party in Namibië bel, of nie bel nie, ek sê die band gaan pricey wees. En toe ek so kyk op WhatsApp, toe is dit die president van die Republikeinse party en sê, kyk ek vir jou tyre koop. Ons God lewe. Gaan net uit op evangelisasie en jy sal sien. Prys die Here. Yes. Yes, en dan soos hierso is die studente en hulle het vandag gesien die wonderwerke. Kom ons hoor dit by Talisha, wat het hy vandag gebeleef? Wel ja, soos ons
gery het op pad Bloemfontein toe. Kyk, ek het hier by die venster en ek sien net sparks vlieg en toe 'n stuk tyre. En al wat ek hoor in die bus is mense wat net vra Here beskerm met die mense in die trok en vragies, hier is ons veilig van die pad af. Hier's mense op pad met hulp. So ja, die Here is regtig goed vir ons gewees hierso. So is almal baie happy om nog veilig te wees en baie ons eer die Here daarvoor.